Ons wonderlike Vader, wat 'n onuitspreeklike genade dat ons na U mag kom, dat ons na U mag luister, te midde van ons eie swakheid, te midde van ons eie tekortkominge, te midde van ons eie menswees, dat ons die wonderlike voorreg het om aan U te mag behoort. En Vader Jahwe, dat ons daarin in U heerskappy, in U oorwinning, dat ons daarin mag deel en dat ons mag wees priesters van die Almagtige. En dat so dikwels wanneer ons struikel, wanneer ons swak is, dan is U die een wat ons optel, dan is U die een wat ons opnuut vorm na U wil en U welbehae. En dis ook ons gebed vanmôre deur U woord. Wil U ons vorm, wil U ons rig volkome na U wil en U welbehae. Dankie dat ons dit mag vra, ook vir ons samesyn vanmôre. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u, wat 'n lekkerte dat ons kan saamkuier en vanmôre besonderlik die tema van ons boodskap dan nou, die merk van die dier, veral omdat dit nou so dikwels kry ons die vraag en is die onsekerheid by mense, maar waarna verwys die Bybel wanneer hy in Openbaring 13 praat van die merk van die dier? Nou voor ons daarby gaan uitkom, vanmôre pragtig in die stilte tyd, die oorwinning van Yeshua. En enige tyd wanneer ons na Openbaring toe gaan, dan gaan Openbaring, en ek wil dit klem lê aan die begin voordat ons dit gaan hanteer. Openbaring is nie die boek van die merk van die dier of die boek van die of van daai nie. Openbaring is die boek van die oorwinning van die lam, die getuienis van Yeshua. En daarom die hele Openbaring is die beskrywing van te midde van die oordeel van Jahwe, die oorwinning van die lam. En daarom wil ek aansluit by dit wat ons vanmôre in die stilte tye gelees het, daar in Openbaring 4 en 5, wil ek graag na Openbaring 1 toe blaai. En voor ons na ons teksgedeelte toe gaan vir vanmôre, net om hierdie fokus, hierdie belangrikheid. Openbaring 1 vers 9. En Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Yeshua Messia, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van Elohim en om die getuienis van Yeshua Messia. U sal dit sien, in hierdie stadium het die vervolging reeds voortgegaan en dit sou geweldig ontwikkel het. En Johannes was al reeds 'n gevangene ter wille van Yeshua op die eiland Patmos, maar dan baie belangrik, en hy sê so mooi, dat ons is deelgenote in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid. En julle gaan sien, hierdie staan sentraal in Openbaring, dat hier's verdrukking, maar die koninkryk is klaar hier, oorwinning is reeds hier, en daarom het julle lydsaamheid nodig om deur hierdie verdrukking deel te bly en te volhard in die koninkryk van die hemele. Vers 10. Ek was in die gees op die dag van Jahwe, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos een van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, na Smyrna, en Pergamus, en Thyatira, en Sardes, en Philadelphia, en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê, en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste
en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Tot sover, geliefdes, lees ons dan nou saam. Hierdie is die begin van Openbaring met hierdie fokus Yeshua in sy heerlikheid. En dan begin die verhaal van Openbaring. En as dit Vader Jahwe se wil is, dan wil ons dalk in Augustus, soos ons reeds al gesê het vroeër, ons wil begin met die hantering van Openbaring, en het ek en Dominee Waldo reeds gesels, dat as dit Vader se wil is, ons dalk van Augustus af, dan in die aanddienste Openbaring gaan hanteer. So die doel van vanmôre se diens is nie om Openbaring as geheel te hanteer nie, maar dis altyd baie belangrik, dat wanneer ons 'n sekere teks hanteer, dat ons dit binne konteks hanteer. Maar kom ons blaai dan nou na ons teksgedeelte toe, Openbaring 13, en ons gaan lees vers 16 tot en met vers 18, met die tema dan van vanmôre se boodskap, die merk van die dier. Nou, as ek het 'n naam moes gegee het, sal ek uiteindelik 'n ander naam moet gee, maar juist terwille van verwysing later as mense terug wil gaan en wonder oor die merk van die dier, daarom hou ek by die naam, maar eintlik sal ek het eerder iets sou wou genoem het, soos die merk van Jahwe. Omdat, en u sal het sien in die boodskap, maar voor ek daarby kom, neem maar net notisie daarvan. Openbaring 13, vanaf vers 16 af. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Tot sover ons teksgedeelte. Die woord sê duidelik vir ons dat ons kry hierdie naam, hierdie merk, hierdie nommer van die dier. Nou, die groot gevaar, en ek wil vinnig daarna verwys, voor ek dan nou na die woord toe self verder gaan, is, die Engelse praat van 'n knee-jerk reaksie. Dit is 'n reaksie, 'n simplistiese ooreenkoms-konklusie. Dit klink nou ingewikkeld, maar dit beteken dat wanneer daar 'n simplistiese ooreenkoms is met 'n teks, dan kom mense tot 'n konklusie dat hierdie teks van toepassing is daarop. Nou, hierdie tipe van eksegese is heeltemal ongegrond, en ek wil waarsku daarteen, en ons het dit gesien, vers 17, wat verklaar dat jy sal nie kan koop of verkoop as jy hierdie merk het nie. In die boodskap het ons verwys, in 'n vorige boodskap het ons reeds hierna verwys, wag jy op Paulus en Barnabas, het ons so bietjie na hierna verwys. So ek gaan nie dit weer herhaal nie, ek wil wel sê, in die verlede is daar op hierdie simplistiese ooreenkomste gefokus met iets soos die streepies, die barcode, bankkaarte, waarsonder jy nie kan koop of verkoop nie, die sogenaamde mikroskyfie, en nou in ons eie tyd was daar groot geraas gemaak van die moontlikheid van die vaksinasie, waarsonder mense nie kan koop en verkoop nie, en as gevolg van daai simplistiese ooreenkoms, word daar direk 'n konklusie gemaak en gesê, maar sien, dit moet die merk van die dier wees. Ons kan maklik daarna verwys as enkelvers teologie, bedoelende jy bou 'n hele teologie om een vers. En ek wil ten sterkste daarteen waarsku, want dit lei net tot misleiding en misverstande. En nou belangrik, alhoewel, en hoor mooi, alhoewel die Bybel tydsgerig is die Bybel nie tydsgebonde nie. Nou wat ons daarmee bedoel is, die Bybel word gegee, en wanneer die Bybel in 'n brief, of in 'n boek, of in 'n profesie getuienis lewer, dan is daar die boek, brief, profesie, getuienis vir 'n spesifieke gehoor, binne 'n spesifieke tyd. En ons praat daarvan as konteks. Byvoorbeeld, die brief Filippense is geskryf deur Paulus aan die gemeente in Filippi, en Paulus lewer daai selfde getuienis in
gewoonlik kry ons dit aan die begin van die briewe, waar daar soos Filippense 1 vers 1, wanneer Paulus getuienis gee, dat hy skryf hierdie brief aan die gemeente, aan die gelowiges in Filippi. En daarom kan ons altyd die vraag vra, wie skryf die brief? Aan wie word die brief geskryf? En wanneer is hierdie brief geskryf en met watter doel? En as ons nou kyk na Filippense byvoorbeeld as voorbeeld, dan is dit geskryf maklik deur Paulus. Aan wie word dit geskryf? Aan die gemeente van Filippi in die eerste eeu, in die tyd van Paulus. En dan laastens, wanneer en hoekom is dit geskrywe in die eerste eeu met die doel om die gelowiges in Filippi te bemoedig te midde van hulle stryd. Tog is Jaweh se skrywes nie tydgebonde nie. Dis gerig vir 'n tyd, maar is nie tydgebonde nie. Ek en jy kan die waarhede wat in Filippense vasgevat is tot nou toe nog vir my en vir jou beginsels 2000 jaar later, waar volgens ons kan leef. So onthou dit asseblief, alhoewel die Bybel altyd tydsgerig is, hy het 'n konteks aan wie dit geskryf is hy nie tydgebonde nie. Ek en jy nou 2000 jaar later kan steeds daardie waarheidsbeginsels in ons lewens, kan ons dit bring die lewe voort. Daarom, wanneer ons na Openbaring toe gaan en voordat ons, en sonder om Openbaring in detail te hanteer, wil ek tog 'n enkele basispunt vorm, wat ek wanneer as ons gaan begin met Openbaring, so bietjie meer gaan uitbrei, maar ek wil hê jy moet saam met my blaai na Openbaring 1 toe. En dis baie belangrik, die manier hoe ons Openbaring dan hanteer. Julle kan onthou in die boodskap, wag jy vir Paulus en Barnabas, die wat dit nog nie geluister het nie, asseblief kry dit maar en luister daarna. Is dit so belangrik dat ek en jy nie 'n brief uit konteks kan haal en dit kan van toepassing maak op ons eie lewens nie. Dan gaan ons spreek woordelik vir Paulus en Barnabas, wag, nou nog. Goed, Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Yeshua Messia, wat Elohim hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van Elohim, en die getuienis van Yeshua Messia, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Nou 2 belangrike dinge wat ek graag eerstens wil sê, of kom ons begin en ons vra eers die vraag, aan wie is dit geskrywe? Aan wie skryf? Eerstens, Johannes skryf dit, dis die openbaring van Yeshua. So, as ons vra wie skryf dit, Johannes skryf dit, waar skryf hy dit? Daar waar hy as gevangene op die eiland Patmos is. Aan wie skryf hy dit? Hy skryf dit daar in vers 1, aan die diensknegte van Yeshua. Almal wat medediensknegte wat saam met hom Yeshua dien, hy skryf aan hulle. Wanneer skryf hy dit? Hy skryf dit min of meer, ons dateer Openbaring min of meer in 64 na Yeshua. So min of meer 64 na Yeshua, in die eerste eeu is dit Johannes wat hierdie gesig sien van die openbaring van Yeshua, die oorwinning van Yeshua, en dan skryf hy dit aan die vroeë gemeentes, en dan besonderlik, soos hy dit nou, soos ons het gelees het in hoofstuk 1, aan die 7 gemeentes ook in Asië, rig hy 'n besonderse boodskap. Nou belangrik, hoekom skryf hy dit? Om die diensknegte van Jahwe, wat op daai stadium vervolg is, en waarin julle sal sien, dat net na 64 begin daar 'n ontsaglike vervolging. Die woord, of voor ek het noem, wil ek tog net klem lê op, julle sal sien in hoofstuk vers 1, dan praat hy van die openbaring van Yeshua Messia, wat Elohim hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Dis die woord takos, die van julle wat 'n nota wil maak kan, die woord takos beteken baie gou sonder vertraging. Die woordeboek sê speedily, quickness, en dan gaan hy verder en hy sê quickly, without delay, soon, shortly, en Louw en Naida stel het so, pertaining to a point of time, subsequent to another point of,
with emphasis upon the relatively brief interval between the 2 points of time very soon. So, van die punt wat Johannes hier die profesie lees, na die volgende punt wanneer dit in vervulling gaan tree, is baie naby, sonder uitstel, baie gou. Onthou asseblief dit. En hy bevestig dit in vers 3, wanneer hy eindig, want die tyd is naby, Ingus, wat beteken dis baie naby, dis om die deur. Baie gou. En dis iets, so dis belangrik, want wanneer Johannes hierdie gesig sien, en daarvan begin hy getuig in 64, in 64 vind die brand plaas in Rome, wat ons vermoed dat keizer Nero self Rome aan die brand gesteek het met die doel om Neropolis te bou, daar die stad van hom, van verwagting wat hy wou herbou tot ere van sy naam. Die van julle wat nog nie die boodskap geluister en die oordeel oor Israel en Jerusalem deel 2, in daardie boodskap hanteer ek so bietjie meer oor Nero. Nero was 'n totale, ek wil amper sê, hy was waansinnig geweest. Absoluut narcissisties in sy eie begeerte om verheerlik te word. Nou, hy regeer van 54 na Yeshua tot 68 na Yeshua. In 64 vind die brand in Rome plaas, waar 'n groot deel van Rome vernietig is, wat ons vermoed Nero self aan die brand gesteek het, om Rome te verander na daai geweldige stad tot ere van hom. Maar die belangrikheid is dat Nero, nadat dit gebrand is, was hy so ongewild in Rome en iemand moes blameer word, en so het hy die gelowiges blameer. En dan begin 'n geweldige groot vervolging van die gelowiges. Al die gelowiges op daardie stadium, wat in Yeshua geglo het, is spesifiek geteken, is spesifiek doodgemaak, vervolg, gemartel, al hulle besittings is weggeneem. Elkeen wat Yeshua bely het, moes feitelik in daai stadium, as hulle gevind is, met hulle lewens betaal het. Elkeen, nou net die agtergrond, in daai tyd was daar 'n veel godedom gewees. In Rome was daar 'n menigte van gode, en solank jy al hierdie gode aanbid het, en een van hierdie gode was Nero self gewees. Nero self, die keizer, het homself gesien as 'n godheid wat aanbid moes word. Nou, in 'n omgewing waar jy hierdie pantheon van gode het, hierdie groot hoeveelheid, en jy dien 10 of 15 gode, was dit geen probleem om nog 'n godheid, naamlik die keizer, by te sit nie, en het hulle dan die keizer as hierdie godheid, Nero die godheid, aanbid. Want hy is net deel van hierdie vreeslike pantheon. Maar, wat die gelowiges anders gemaak het, is ek en jy jy mag Yahweh, jou Elohim, alleenlik mag jy dien en aanbid. Daarom het die gelowiges dan nou besonderlik in Rome glad nie hulle geneig tot hierdie veelgodedom nie, en daarom was hulle die teiken gewees en was hulle anders as al hierdie ander volkere in Rome en dan in die omgewinge, en het hulle Yahweh alleen aanbid, en dit het hulle hierdie teiken gemaak, omdat hulle besonderlik hierdie eksklusiewe godsdienst gehad het, wat net Yahweh aanbid, en nie die keizer en die veelgodedom nie. En daarom besonderlik, omdat hulle daarin dan nie die godheid van keizer Nero erken het nie, was hulle die teiken en is hulle op die wreedste maniere vermoor in die arenas, teen wilde diere, teen persone wat hulle aangeval het, soldate, die manier hoe hulle met pik gesmeer is, die manier hoe hulle aan die brand gesteek is, om te dien as ligte by die feeste van Nero. Dis onbeskryflik die wreedheid wat plaasgevind het. En dit alles terwille van hulle geloof. En dis juis hierdie gebeure wat direk gevolg het op die getuienis van Johannes in die boek Openbaring. Johannes, hierdie gevangene op die eiland Patmos, skryf juis aan die gelowiges wat baie gou gaan gebeur. Takos sonder uitstel, Ingus, dis hier. En dan sien ons hoe hierdie geweldige vervolging op die vroeë gelowiges losbars. En nou baie belangrik, die gelowiges
sou op die wreedste maniere met hulle lewens betaal. Hulle besittingsprys gee, alles wat hulle het, sou hulle verloor. En dis aan hulle wat Johannes dan sy skrywe rig, en dan besonderlik, en ek wil vir 'n oomblik daaraan melding ook maak, van die 7 gemeentes in Asië, waarvoor hy dan nou skryf. In hoofstuk 1 vers 4, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Yeshua Messia, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Hy skryf aan hierdie 7 gemeentes, en waarvan lewer hy so mooi getuienis? Van die oorwinning van Yeshua. Nou, hierdie 7 gemeentes is in die verlede dikwels geïnterpreteer as 7 tydperke wat agter mekaar aangaan. Maar die definisie is baie duidelik in vers 4, 7 aan Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. En ek wil vir 'n oomblik gou vir u hierdie kaart wys, waarop die 7 gemeentes vertoon word in Asië, en die van u wat dalk, ek hoop dis groot genoeg dat u dit kan sien, maar u sal sien, hy begin, die eerste aan wie hy skryf is Efese. En daar's 'n merkie op die kaart 1 daar langs Efese, en ek wil hê u moet dit volg. Na Efese is dit Smyrna, na Smyrna is dit 3, is dit Pergamus, na Pergamus is dit Thyatira, na Thyatira dan Sardes, dankie Wian vir daai wys, en Philadelphia, en dan laastens kom ons by Laodicea. Nou wat ek wil hê jy moet oplet daarna, dit was presies die posroete gewees. So wanneer Johannes aan hierdie gemeente skryf, dan skryf hy vir die bestaande gemeentes, en u sal sien daar links onder is Patmos in die rooi blokkie gemerk, en Johannes skryf besonderlik vir hierdie gemeentes, en hy sê vir hulle wat voor lê, en hy lewer eers vir hulle getuienis oor hulle eie geestelike toestand, maar ek wil hê jy moet besef dat dit 7 bestaande gemeentes was in die tyd van Johannes, vir wie Johannes dan nou skryf en getuienis lewer, en presies volgens hierdie volgorde van die posroete. Daar's geen gronde om dit los te maak van die historiese konteks en dit in die toekoms in te gooi as tydperke nie. Hier is absolute getuienis van bestaande gemeentes, en daarom kan ons dit ook onthou as 'n waarskuwing ook vir elkeen van ons, hoe Vader Jahwe op 'n spesifieke tyd getuienis kan lewer ook van jou en my. Wian, baie dankie. Openbaring is dus spesifiek geskryf vir die tydgenote van Johannes, tydgerig. Tog is daar beginsels wat ek en jy daaruit kan haal, en Openbaring lewer getuienis aan hierdie gemeentes en dan die breër gelowiges wat Yeshua gevolg het van die geweldige vervolging wat sou losbars, wat dus 'n klimaks sou bereik het, dan eerstens met die dood van Nero in 68, onthou 64 word dit geskryf, dan begin die groot geweldige verdrukking tot en met 68, Nero sterf, en dan gaan ons oor na die absolute benoudheid in Jerusalem tot 70 na Yeshua, wanneer Jerusalem dan vernietig word. So hierdie is een gebeurtenis wat saamval met die aanloop, en dis spesifiek waarvan Openbaring getuig, en die klimaks dan nou van Openbaring is hierdie geweldige vervolging wat voorlê. Onthou dit asseblief. Wanneer ons dan nou vanmôre by die merk van die dier kom, Openbaring 13, dan is dit absoluut binne hierdie konteks. Binne hierdie konteks waar ons hierdie merk van die dier kry, en ek wil hê, kom ons blaai dan nou saam daar na Openbaring 13 toe. Vers 16. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Geliefdes, wanneer ons praat van hierdie merk, mag ons dit nooit isoleer nie, en moet ons dit deel van die hele skrif hanteer. En
Hierdie merk sal jy sien, en ek gaan dit nou verduidelik, staan direk in verband met aanbidding. Ek wil jy moet oplet daarna, en jy sal sien dat in elkeen van die tekste waarin hy praat van die merk van die dier, verwys hy na hierdie beginsel, en dan gaan ons hom deurtrek verder, ook na die Ou Testament toe net om dit te wys. Elke keer wil ek jy moet oplet, praat hy van hulle wat die dier aanbid, en hulle ontvang sy merk. Openbaring 14 vers 9 tot 10, ek kan maar saam met my blaai soontoe. Openbaring 14 vers 9, en let op, dis nie net 'n merk nie, die merk is volg op die aanbidding, dis 'n getuienis van die aanbidding. Vers 9, en 'n derde engel het hulle gevolg, en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof, of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van Jahwe, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word deur vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. As iemand die dier en sy beeld aanbid, en sy merk ontvang. Vers 11. En die rook van hulle pyniging, gaan op tot in ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk en van sy naam ontvang. So sien jy, aanbidding is sentraal, en dis nie net 'n merk nie, dis nie net 'n iets nie, dis aanbidding is sentraal. Hoofstuk 16 vers 2. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehaat het, en sy beeld aanbid het. Openbaring 19 vers 20. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang, en sy beeld aanbid het. Let asseblief daarop, dat die aanbidding is absoluut sentraal aan hierdie beeld. En daarom kom ons nou by Openbaring 20 vers 4, en ons kan dan nou getuig, maar wie het die merk ontvang? Hulle wat hom aanbid het. En wie het nie die merk van die dier ontvang nie? Hulle wat nie die dier aanbid het nie. Hoofstuk 20 vers 4. En ek het die trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is 'n oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Yeshua, en oor die woord van Jahwe, hulle wat gedood is, terwyle van die evangelie, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof, en op hulle hand nie ontvang het nie. So almal wat die dier aanbid, wat ontvang hulle? Die merk van die dier. Almal wat nie die dier aanbid nie, ontvang nie die merk op hulle nie. En nou wil ek vir 'n oomblik klem lê, want baie mense mis dit, weet dalk vaagweg daarvan, maar verloor die belangrikheid daarvan, dat daar 2 merke is, en daarom het ek eintlik aan die begin van die boodskap gesê, ek sou dit amper eerder die merk van Yeshua die boodskap wou genoem het, maar terwille van begrip. Daar is 2 merke. Die een merk waarvan ons nou in Openbaring gelees het, is die merk van die dier, van sy naam, van sy getal. En die tweede merk is die merk van Yeshua. En terwyl ons daar by Openbaring 13, terugblaai Openbaring 13 toe, na ons teksgedeelte toe, ons het vers 16, 17 en 18 gelees oor hierdie merk van die dier. En nou wil ek vir julle baie klem lê en sê, wat is net die volgende vers? Net die volgende vers is Hoofstuk 14 vers 1, en ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam, en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Ons kry dus hier die 2 groepe, 2 merke. Hulle wat die dier aanbid, sy merk ontvang, hulle wat Yeshua Jahwe aanbid, en wat sy naam op hulle voorhoofde dra. Daarom, die belangrike fokus vir my en vir jou, voordat ons verder gaan, is dat in daardie konteks waarin Johannes praat, is daar hulle wat die merk van die dier het, want hulle aanbid die dier, maar daar is hulle wat die naam en die naam van die Vader op hulle voorhoofde het,
omdat hulle Jahwe dien. Openbaring 9 vers 4. Openbaring 9 vers 4. En aan hulle is gegee, dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van Elohim nie op hulle voorhoofde het nie. So hier is 'n oordeel wat uitgaan in Openbaring 9, en wie tref dit? Almal wat nie die naam van Yeshua op hulle voorhoofde het nie. Openbaring 7 vers 3. Openbaring 7 vers 3. En gesê, moenie die aarde, of die see, of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons Elohim op hulle voorhoofde verseël het nie. So ek wil hê jy moet klem lê daarop, dat daar is 'n merk van die dier, en daar is 'n merk van Yeshua. Dis ekwivalent, staan teenoor mekaar in direkte kontras, dit word teenoor mekaar gebruik. Die kinders van Jahwe, sy diensknegte, word gemerk met die naam van Yeshua op hulle voorhoofde. Hulle wat die dier aanbid, ontvang die naam en die getal van die dier op hulle voorhoofde, op hulle regterhand en op hulle voorhoof. Nou, die gedagte van 'n merk op jou regterhand en op jou voorhoof loop reg deur die Bybel. In Deuteronomium 6 vers 4, die wat vinnig wil saamblaai is welkom om gou so intoe te blaai. Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel. Dis daai geweldige getuienis van Jahwe, hoor Israel. Jahwe onse Elohim is 'n enige Jahwe. Daarom moet jy Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Vers 6. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En hoor nou hierdie volgende woorde, ook moet jy dit as 'n teken bind, verskoon, op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. So hierdie getuienis van Jahwe se woord, sy wet, moet iets wees wat jy dra op jou hand en op jou voorhoof. Dieselfde gebruik Jahwe vir die fees van die ongesuurde brode. Eksodus 13 vers 9. En dit moet vir jou 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van Jahwe in jou mond mag wees. Ook dan nou die wet van die eersteling, in Eksodus 13 vers 15. Die tweede gedeelte van daai vers. Daarom offer ek aan Jahwe alles wat die moederskoot open wat manlik is, maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los. En dit sal as 'n teken wees op jou hand en 'n voorhoofsband tussen jou oë, want Jahwe het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. U sal sien dat hierdie gedagte van die regterhand, die teken op die regterhand en op die voorhoof, is sentraal in die Bybel wat dui op gehoorsaamheid en aanbidding. Dat as jy hierdie wet hoor, dit moet 'n band om jou hand en 'n voorhoofsband om jou aangesig tussen jou oë wees. Wanneer jy hierdie wet hoor van die eersgeborene, die wet van die eersteling, van die fees van die ongesuurde brode, dit gaan hier oor die gehoorsaamheid en die aanbidding van Jahwe. Deuteronomium 11 vers 18, lê dan hierdie woorde van my weg in jou hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op jou hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Dikwels gebruik Jahwe hierdie beeld van 'n teken op jou hand en op 'n voorhoofsband as 'n beeld van, jy moet dit, ons kan amper dit vergelyk met, jy moet dit doen, jy moet dit oordink, maar jy moet in gehoorsaamheid, moet jy Jahwe aanbid. En dis die sentrale, daarin gehoorsaam wees, dis die sentrale tema. En die hartseer deel daarvan is dat juist die Fariseërs het in plaas daarvan om dit gehoorsaam te wees, dit te glo en te doen, het hulle hierdie geweldige breë bande gemaak om hulle hand, om hulle
koppe en dan ook die kanap wat verwys het na ook na die wet, hierdie some onder het hulle breed gemaak. En ons praat daarvan as die gedenkseels en Yeshua wanneer hy in Matteus 23 hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes veroordeel weens hulle sonde. Ek wil jy moet die konteks onthou. Onthou hierdie Matteus 23 se konteks is absoluut direk verbonde aan Johannes se tyd, Openbaring, wanneer Johannes die getuienis lewer van hierdie toekomstige oordeel en die vernietiging van Jerusalem. Onthou dit, Matteus 23 vers 5. En hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed. Dit verwys spesifiek na hierdie om die hand en om die voorhoofsband. En die some van hulle klere groot. Die hartseer deel is. Die Fariseërs het hierdie 'n fisiese band om die hand en hulle het 'n boksie gehad waarin hulle die wet gesit het en 'n boksie op die voorhoof waarin hulle die wet gesit het. Om daarmee te wys dat hulle Jahwe gehoorsaam is, maar die gehoorsaamheid van Jahwe wat die bedoeling van die teks is, dit het hulle geïgnoreer. En geliefdes, daarom die merk op die hand en op die voorhoof getuig van jou en my gehoorsaamheid en aanbidding van Jahwe. En daarom was dit al reeds van Israel af, van Sinaï af, was dit daar as 'n getuienis van ons aanbidding van Jahwe. En wanneer ons dit in die konteks dan nou van Openbaring dan sien ons telkens die teenwoordigheid van aanbidding en dan is dit heeltemal in lyn met die res van die skrif. Dit was nie 'n fisiese merk nie, die bedoeling daarvan was nie hierdie fisiese nie, dit was 'n aanduiding van 'n onderskeiding tussen hulle wat Jahwe vrees, dien en gehoorsaam en hulle wat die dier dien. Of dan nou, van die vroegste tyd af, hulle wat Jahwe nie dien nie. Net so vind ons dan in Openbaring hierdie onderskeid tussen hulle wat Jahwe dien, wat gemerk is met die naam van Yeshua, en hulle wat die dier aanbid en daarom in die tyd van Johannes dan nou besonderlik gemerk word met die naam van die dier. En ek wil vir 'n oomblik stil staan en gaan net konteks bring. In Sinaï, toe Jahwe die wet gee, dit wat ons gelees het, Deuteronomium 6, Exodus 13, elkeen daar van Israel wat Jahwe se wet gehoorsaam het, gekoester het en Jahwe gedien het, wat het hy gehad? Dis geskryf op sy hand en is geskryf op sy voorhoof. As 'n gehoorsame kind van Jahwe. As ons kyk 586 na Yeshua, wanneer die opdrag daar is, of vir 'n oomblik wil ek net, voordat ek daar kom, wil ek gou vir julle vra, blaai gou saam na Esegiel 9 toe. Blaai gou saam na Esegiel 9 toe. Ons het nou gesien hoe hierdie merk daar by Sinaï met die wetgewing 'n getuienis was. Esegiel 9 kry ons hier dieselfde pragtige beeld. In Esegiel 9, wanneer Jahwe opdrag gee dat Jerusalem vernietig gaan word, dis nou in daai selfde tyd wat ons in die stilte tye hanteer het, in terme van Jeremia, dan sien ons hoe die kinders van Jahwe op hulle voorkoppe gemerk word. Esegiel 9 vers 4, en Jahwe sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word, maar aan die ander sê hy voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, laat julle oog nie verskoon nie, julle moet nie spaar nie, slaan dood, grysaard, jong manne, jong dogters, kinders, vroue, tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by die heiligdom. Julle kan onthou, weens hierdie sonde van Jerusalem en hierdie oordeel wat aangekondig word en die volk nie wil luister nie, sê Jahwe, as julle nie gaan luister nie, maak julle die huise vol lyke, hier kom die opdrag, slaan dood, grysaards, jong manne, jong dogters, almal moet sterf, behalwe hulle wat gemerk is, en ons lees van daardie engel wat daai inkpot neem en dan die opdrag om trek dwars deur die stad en merk al die kinders van Jahwe wat steen oor die sonde van Jerusalem. Nou dit was nie 'n fisiese inkpot wat elkeen wat gesteen het soos Jeremia en soos die ander gelowiges met 'n fisiese inkstreep op hulle voorhoofde. Nee, dit was hier die beeld van merk hulle wat aan Jahwe behoort. Heeltemal in lyn. En daarom, geliefdes,
kry ons hier die gedagte, dat net terwille van, ek het dit nou nie gelees nie, maar net terwille van volledigheid, Esegiel 9 vers 3, die tweede gedeelte, en hy het na die man geroep, wat met linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehaat het, en dan sê Jahwe vir hom, trek deur, en merk almal wat steen oor die sonde van Jerusalem. Nou belangrik, net soos in Sinai, toe die wet ontvang is, en dit wat daarop gevolg het, hulle, wat die wet gehoorsaam het, is gemerk op hulle hande en op hulle voorhoofde. Hulle het gehoorsaam gewees en Jahwe gedien. Net so, in 586 voor Yeshua, is dit daai engel wat uittrek en almal wat steen, almal wat Jahwe dien, wat nie deelneem aan die sonde nie, wat Jahwe dien en aanbid, word gemerk op hulle voorhoofde, en wanneer hierdie geweldige oordeel oorkom, dan tref dit hulle nie. Dieselfde gebeur in 65 na Yeshua. Hulle wat Jahwe gedien het, wanneer hierdie geweldige, dit wat daarop gevolg het later, Jahwe, hierdie engel, hulle wat Jahwe dien, hulle wat gehoorsaam is aan Jahwe, wanneer Johannes dit profeteer in 64, dan word hulle wat Jahwe dien en aanbid, gemerk met die naam van Yeshua, en hulle wat in daardie stadium, na die spesifieke tyd, die dier aanbid het, hulle ontvang die merk van die dier. En daarom, geliefdes, moet ons nie dink dat die merk aan die regterhand en op die voorhoof iets niets was in Openbaring nie. Dis 'n tema wat reg deur die Bybel kom, waarin die kinders van Jahwe onderskei word van die kinders van Satan, of dan nou die ongelowiges. En daarom, wanneer Openbaring 13 daarvan melding maak, en ek wil hê ons moet saam terugblaai daarna Openbaring 13 toe, dan kan ons dit absoluut sien in harmonie met die res van die skrif, as nie 'n enkelvoudige gebeurtenis nie. En ek wil verder gaan en self sê, in ons eie tyd word ek en jy ook gemerk. Elkeen wat Jahwe vrees en aanbid, is nou gemerk met die naam van die lam op ons voorhoofde, teenoor hulle wat dan kinders van die duiwel is. En ek praat nie nou net van fisies nie, maar elke ongelowige, sê 1 Johannes 2, is 'n kind van Satan. Elkeen wat Jahwe nie dien nie, behoort aan sy koninkryk en dien hom. Geliefdes, en ek wil nou na vers 17 toe gaan, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het nie. Geliefdes, net om terug te gaan na die geskiedenis toe. Dit wat direk daarop gevolg het, was hierdie geweldige, nadat Johannes hierdie getuienis gelewer het in Openbaring 13, van openbaring van hierdie vervolging wat sou plaasvind, dan sien ons dat hierdie vervolging onder Nero plaasvind, en al die gelowiges wat Yeshua bely, word doodgemaak. Almal wat nie die dier, en ek kan nou kom by die dier se naam, ek kan dit nou al reeds vir julle sê, almal wat nie spesifiek die keiser van Nero aanbid het nie, word doodgemaak, word in die arenas gegooi, word vervolg op geweldige maniere. Hulle wat Nero aanbid het, wat hom erken het as 'n godheid, het dan ook 'n fisiese merk gekry. En ek wil hê julle moet oplet. Die merk waarvan ons praat van Openbaring 13 is nie 'n fisiese merk nie. Dis 'n merk tussen twee koninkryke. Maar hulle wat deel was van die koninkryk van Satan, wat in dit Nero erken het, afgoderry toegelaat het, Jahwe nie alleen gedien het nie, wat deel geraak het van hierdie wêreldse bestel en dan nou in die aanbidding van Nero opgeneem is, want dis die belangrikheid daarvan. Hy was die een wat vervolg het, hy was die een wat opgetree het dan ook 'n fisiese merk gekry. Ons praat van die keiserlike stempel. En hulle kon dan ook, weens met hierdie stempel, kon hulle kontrakte kry. Enige een wat nie hierdie stempel gehad het nie, kon geen kontrakte kry nie, kon geen werk by die staat kry nie. Hulle het hulle besittings, hulle erfgenaamskap, alles wat hulle gehad het, is hulle ontneem as hulle daardie seël of erkenning nie gehad het nie. Nou, om dit te gekry het, moes jy die godheid van Nero erken het. En omdat die gelowiges nie dit gedoen het nie,
kon hulle nie hierdie stempel ontvang nie, en as gevolg daarvan is hulle vervolg, doodgemaak, hulle besittings is weggeneem, hulle kon nie fisies ook gekoop en verkoop het nie. Hulle is totaal vervolg. En dan kom ons by vers 18, en hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, 'n getal van 666. Geliefdes, wanneer hierdie waarskuwing van Johannes dan geskryf word, dan kan hy nie net vir die gelowiges skryf, dit is Nero of dit is wie dit ook al is nie. Hy moet dit in 'n manier skryf sodat die gelowiges dit kan bereken, maar dat dit nie uitdruklik daar staan nie. Nou wat interessant is, wanneer ons kyk na die term Neron Keiser, en ons kyk na hoe hy in Hebreëus sy getalwaarde dan nou, en ek gaan vra dat ons gou na daai skyfie kyk, waarop ek dan nou, u sal sien, het ons dan nou Neron Keiser, vers 18, hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Nou in Hebreëus, die Neron Keiser, daar staan dit vir julle in Hebreëus geskrywe, en dan daarvan regsaf, na die totaal, net links van hom, die eerste letter is die Nun, dan die res, onthou van die Hebreëus lees ons van regs na links af, die Waf, Nun, Gof, Samek en Resh. Dit is Keiser, Neron Keiser, tel absoluut op tot daardie getal 666. En dit was dan juis, dankie Wian, dit was juis vir die vroeë gelowiges hierdie berekening van wie is hierdie dier wat kom om die gelowiges te vervolg. Wie is dit wat die gelowiges gaan doodmaak, want dis wat Openbaring 13 sê, en ons gaan in die boodskappe oor Openbaring, gaan ons lekker dit meer in detail hanteer. Maar Nero was die een wat hierdie geweldige vervolging gebring het. Hierdie geweldige dwang om die veelgodedom en homself te aanbid, en elkeen wat dit nie gedoen het nie, is doodgemaak, elkeen wat Yeshua aanbid het, is doodgemaak, kon nie koop of verkoop nie, is ontneem van alles. Nou belangrik, en ek wil beginne saamvat. As ons dus praat van die merk van die dier, dan beskryf Openbaring 13 besonderlik vir ons as Nero, as hierdie dier wat na vore kom, wat hierdie merk afdwing, en die naam van die dier is dan nou die 666. Maar hierdie dier is net in diens van die draak. Die draak is die een, die koninkryk van die duisternis, Satan se werk, wat hierdie vervolginge teweeggebring het, wat hierdie moord en doodslag en hierdie geweldige dade met een doel, om die evangelie te vernietig. In die vroeë tyd, net toe die evangelie beginne versprei is, was daar hierdie geweldige vervolging van die evangelie. Maar nou belangrik, wanneer ons oor die merk praat, wil ek terugkom en ek wil sê, die gedagte daarvan dat Jahwe sy kinders merk, was van die begin af, van Exodus af kry ons dit. Dat reg deur die geskiedenis, in die tyd van Nero, was die besonderse merk gewees waarna verwys is, die 666. In ander getye is dit ander merke, ander aanbiddings, ander deelname aan die wêreld of aan die koninkryk van die duisternis. En ook in jou, my en my toekoms, gaan daar weer dinge wees wat mense weglei van Jahwe af. Die vraag vanmôre vir my en vir jou, is watter merk het ek en jy op ons voorhoofde? Het ek en jy die merk van Yeshua, of is daar ander gode wat ons aanbid? Is daar ander dinge waarmee ons besig hou? En moenie dink net soos wat dit herhaal het deur die eeue. Nou nog moet ek en jy die merk van Yeshua op ons voorhoofde dra, om hom en hom alleen te dien. En dit is die tema, die belangrikheid van Openbaring 13, is hierdie klimaks. Wie aanbid jy? As ons spesifiek Hebreërs 13 dan in sy historiese konteks plaas, is dit in die eerste eeu, daai geweldige vervolging van 65 tot 68,
daardie 3,5 jaar wat 'n geweldige vervolging was van die vroeë gelowiges, waar 'n groot hoeveelheid van hulle doodgemaak het, waar hulle die keuse gehad het, gaan hulle die goddelikheid van Nero erken en hierdie afgoderry deelneem, of gaan hulle Yeshua alleen aanbid? Hebreërs skrywer herinner jou en my, wanneer hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Ons het grootliks, leef ons in, ons dink, baie keer, ons kyk rondom ons en ons dink, dis 'n groot verdrukking. Geliefdes, wanneer ek en jy ons eie tyd in konteks sien met gebeure in die verlede, dan besef ons het eintlik baie vrede, ons het eintlik baie rustigheid in ons eie tyd. En daarom wil ek regtig ook vra dat, is dit so belangrik vir ons om die tyd uit te koop. Die hele tema van Openbaring is die koningskap van Yeshua. Dit wat ons ook vanmôre gehoor het. Hierdie oorwinning van die lam. Want dit was wat veral ook in die eerste eeu so geweldig toepaslik was. Yeshua wat die dood oorwin het, die Messia wat gekom het. En daarom wil ek afsluit vanmôre, en ek wil geweldig klem lê daarop en sê, Yeshua moet die koning wees van elkeen van ons se lewens. Yeshua se naam moet op jou en my voorhoof geskrywe word. Yeshua se naam moet op ons regterhand wees. Hy moet die een wees wat ons oordink. Hy moet die een wees wat ons, as ons dade doen, waarvolgens ons leef, ons optrede, ons denke, ons alles, moet gevul wees deur hom. Geliefdes, en daarom, hierdie beginsel van Yeshua as alles, moet die tema van jou en my lewe wees. En mag dit wees, dat wanneer Jahwe ook in ons eie tyd by ons verbykom, dat hy sy merk op my en jou voorhoof sal vind. Wanneer dit kom, dat hy ons kom haal, wanneer ons dalk sterf, wanneer Yeshua dalk kom, maak nie saak wat gebeur nie. Met daai een begeerte, dat hy sy naam op jou en my voorhoof sal vind. Deurdat ek en jy, met alles wat ons lewe het, hom probeer dien, te midde van ons swakheid, te midde van ons tekortkominge, maar dat ons altyd terugkeer na hom as koning, en dan bely en erken, U is die Alfa en die Omega, U was dood in die lewe, U het opgestaan, en U lewe in my. Dat ek en jy, ons lewe in totaliteit, daarvolgens sal rig. Dat die woorde wat ons spreek, die dade wat ons doen, die denke wat ons dink, sal wees daai getuienis van Yeshua. Geliefdes, baie seën, baie sterkte daarmee. In die twee dele, aan die een kant, Openbaring 13, het klaar plaasgevind, 2000 jaar gelede. Maar aan die ander kant, daar dieselfde beginsel, geld nou nog. Wat is die merk wat jy dra op jou voorhoof? Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dankie vir U onuitspreeklike genade. Dankie vir U liefde, dankie vir U trou. Dankie dat Yeshua gekom het, vlees geword het, gesterf het en opgestaan het, en dat ons dit kan getuig. En dankie dat ons in ons lewens dan ook waarlik U kan dien. En dat ons kan vra, Vader Jahwe, help ons, dat ons waarlik U sal aanbid in ons lewenswandel. Vader, sodat U naam werklik op ons voorhoofde gegraveer sal wees. En Vader Jahwe, dat ons in ons denke, in ons dade, in ons doen en late, dat ons U waarlik sal aanbid. En dat ons nie net soos die Fariseërs en die Sadduseërs hierdie breë gedenkseel sal hê en sal getuig ons behoort aan U, maar dat ons harte ver van U af is nie. Vader Jahwe, help ons dat ons waarlik U in gees en in waarheid sal aanbid. Dankie dat ons dit mag vra, ook vir elkeen van ons. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia. Amen.
Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. Geliefdes, so ten laaste wil ek, voordat ons sluit met ons slotlied, wil ek vra dat ons nie in die stryk sal val om een of twee tekste buite konteks uit te haal en dit dan net simplisties toe te pas nie. Maar dat ons regtig na 'n teks sal kyk in sy geheel as deel van die skrif, as deel van sy historiese konteks, sodat ons die volle betekenis van die skrif dan nou kan kry, maar dan ook die belangrikheid, wat dit ook vir my en vir jou 2000 jaar later, wat dit ook vir ons getuig. Geliefdes, baie seën vir julle dag verder, onthou vanaand se aanddiens, 6:30 vanaand, baie seën en liefde en groete aan elkeen van u.